Welkom by hierdie uitsending op die 1 Julie, die jaar 2025, en ja, ons is in 'n nuwe Hebreëse maand, dis die 5de van die maand Tammuz, die jaar 5785. Ek is Joseph Francois Oberholzer van die Ministry of Reconciliation in Suid-Afrika, gesetel in Villiersdorp. Ek hoop u geniet hierdie uitsending saam met my. Kom ons kyk na enkele vraagstukke soos wat ons dit uit God se woord ontvang. Kom ons luister eers na Dani Botha. Ek is nie bang nie, ek het nie 'n gees van vrees ontvang nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Ek weet dat ek nie aan die wêreld behoort nie. Ek glo die mens het nie die laaste woord nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. O nee, ek is nie bang nie, ek het nie 'n gees van vrees ontvang nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Dat ek nie aan die wêreld behoort nie. Ek glo die mens het nie die laaste woord nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Mis dit sê, koerant op skrifte, die wêreld pyn van wraak onluste. Elkeen veg vir 'n mensereg en niemand kan iemand meer verstaan nie. Almal raas en almal skree dat die ander een nog meer moet gee. Daar's niemand wat die kruis wil dra nie. O nee, ek is nie bang nie, ek het nie 'n gees van vrees ontvang nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Ek weet dat ek nie aan die wêreld behoort nie. Ek glo die mens het nie die laaste woord nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Maar ek weet, die Here hoor gebede. Hy ken die pyn van hierdie lewe. Ons moet dit aanhou bid en nie moet verloor nie. Ja, ek weet, ons God het groot genade, vergifnis en trou in die hart van die Vader. Ek weet, hy sal ons wederhoor. Van vrees ontvang nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Ek weet dat ek nie aan die wêreld behoort nie. Ek glo die mens het nie die laaste woord nie. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Ja, die Here maak 'n weg vir elkeen van ons. Ek is onbeskaamd oor my liefde vir die Here. Ek is baie, baie lief vir Jesus. En ja, hy het my eerste lief. Terwyl ek nog 'n sondaar was, het hy my reeds lief gehad. En nie net vir my nie, ook vir u wat vanmôre of vandag dan ook hier luister. Kom met alles wat jy het na die Here toe. Gee dit vir hom, want hy maak die weg vir jou en vir my. Dis die waarheid. Ja, amen. Enkele aspekte uit die Bybel. Kom ons kyk hoe ver kom ons in die volgende 30 minute. Eerste een, God het alles gemaak. Genesis 1 vers 1 tot 2. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Op dag 1 het God lig geskep. Dag 2 die heelal. Dag 3 die aarde en plante. Dag 4 seisoene. Dag 5 seediere en voëls. Dag 6 diere en die mens.
En ja, op dag 7 het God 'n bietjie afgevat. Hy het so 'n bietjie gaan terugsit en oor sy skepping gekyk. En hy het gerus. Die kroon op God se skepping is die mens. God het 'n Adam en 'n Eva gemaak. Hy het vir jou en vir my geskep. So wat is die opdrag van die mens? Genesis 1 vers 26 tot 31. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee, dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante en kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het. En dit was baie, baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. Hoor gou saam met my wat sê Paulus daar in 2 Korintiërs 5 vers 20 oor God se opdrag aan die mens. 2 Korintiërs 5:20. Ons tree dus op as gesandte van Christus. Ons is die Here se verteenwoordigers. Ons is sy ambassadeurs. Ons tree dus op as gesandte van Christus. En dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God, wat hy, dit is Jesus, bewerk het. Ons, ek en jy, is God se verteenwoordigers. En sy opdrag is in vers 28 van Genesis 1, bewoon, bewerk, bewaar, heers, regverdig. En net om die laasgenoemde punt nog helderder te maak, Genesis 2:15, die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas, te bewaar. Wat is ons opdrag? Ons moet bewoon, bewerk en bewaar. Bewoon, bewerk en bewaar. Dit is die onomwonde boodskap van Genesis, die begin van ons geloof. En dit is baie belangrik om te verstaan dat hierdie idee van bewoon, bewerk en bewaar van die begin af deel was van ons geloof. Om die waarheid te sê, ek dink dat ons die afgelope paar dekades grondig gefouteer het om eensydig te fokus op die vraag hoe ons hemel toe gaan, eerder as om oor hierdie aspekte van God se opdrag aan ons te fokus. Bewoon, bewerk, bewaar. Ons verlossing is daarop gemik dat ons herstel sal word om te bewoon, bewerk en bewaar. Natuurlik het dit ook te maak met die lewe hierna, waarvoor die Here ons voorberei. Maar bewoon, bewerk en bewaar is die fundamentele opdrag aan ons as mense en as Christene. God maak ons Christene sodat ons beter mense kan wees, aan ons doel kan beantwoord. So wat is my en jou doel dan hier op aarde? Dit is om die Here te dien. Dit is om gehoorsaam te wees aan sy opdrag. Bewoon, bewerk, bewaar. Volgende vraagstuk. God en die ekologie in die Bybel. Kom ons gaan op 'n toer deur die Bybel om die plek van die ekologie, die sorg en bewaring van die aarde in die verlossingsplan van God uit te wys. Die grondoortuiging wat ons in terme van die ekologie rig, is dat die aarde God se skepping is. Genesis 1, Psalm 8 en Psalm 104. Die aarde behoort aan God en alles daarop en daarin. Dit is fundamenteel. God se bedoeling met die aarde is dat almal 'n plek daarop vind, 'n habitat, 'n tuiste, mens, dier en plant.
Dit sien ons reeds in die feit dat die Bybel diere en plante nie klassifiseer volgens hulle anatomie en morfologie nie, maar volgens hulle ekologie, hulle habitat, die plek waar hulle bly, Genesis 1-2. Die voëls in die lug, die visse in die see. Dit wys hoe fundamenteel alles wat leef verbind is aan waar hulle leef. Hoor nou hier, God se bedoeling met die mens is nou hieraan verbonde. God het mense gemaak om hom in die aardse ekologie te verteenwoordig, Genesis 1:26, om die tuin met alles daarin te bewoon, te bewerk en te bewaar, Genesis 2:15. Dit is waarom God die mens in die tuin van Eden plaas en seën. Dit beteken ook dat bewoon, bewerk en bewaar fundamenteel is tot die mense se bestaansdoel en werk in hulle tuiste op aarde. Interessant genoeg word mense op dieselfde wyse in die eerste plek volgens hulle ekologie geklassifiseer. Hulle habitat, die plek waar hulle bly, Genesis 2-4, selfs voor die sondeval en voordat dinge soos afkoms en die nageslag ter sprake kom, Genesis 5. En wanneer die nageslag van Jafet, Gam en Sem beskryf word, is dit weer eens in terme van die plekke waar hulle en hulle nageslag gebly het, Genesis 10. Die opdrag om die aarde vol te maak, Genesis 1:28, het dus te maak met 'n tuiskoms, 'n habitat vir almal, mens, plant en dier. Nou is dit belangrik. Hierdie bedoeling van God is deur 3 goed bedreig. Die eerste bedreiging was deur ongehoorsaamheid aan God. Adam en Eva, Genesis 3, wat nie net die verhouding tussen Adam, Eva en God verbreek het nie, ook nie net die verhouding tussen Adam en Eva vertroebel het nie, maar hulle ook in konflik met hulle omgewing gebring het. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitsprei, Genesis 3:18. Ongehoorsaamheid verbreek dus die verbinding met die land en die tuiste wat God vir ons geskep het. En Adam en Eva word daarby uit die tuin geban, die plek waar werk 'n vreugde was. Ek hanteer hulle bestaan as metafore vir die ontstaan van die mens in terme van 'n persoonlike verhouding met God. Die tweede bedreiging was deur geweld teenoor medemense. Kain wat Abel doodmaak, Genesis 4. Let op dat Kain tot swerwer verdoem word, dat sy verbintenis met die grond totaal afgesny word. Hoe ontstellend klink daarom nie Kain se uitroep na hy Abel van kant gemaak het nie. My straf is te swaar om te dra, u verdryf my nou van my grond af, Genesis 4:13-14. Hy sou nou nie meer kon bydra tot enige een van die 3 kernopdragte aan die mens nie. Bewoon, bewaar en bewerk. Die derde bedreiging was deur die aarde aan homself oor te laat. Dit sou een van die gevolge wees van die poging om in die vlakte van Sinar 'n tuiste vir almal te vind, Genesis 11. Die aarde sou nie bewoon, bewerk en bewaar word nie. Die taalverwarring was dus 'n doelbewuste manier om 'n tuiskoms te verseker vir mense, plante en diere. Al 3 hierdie bedreigings bestaan vandag nog, om die verhouding met God, medemens of die natuur na te laat of af te skeep. En die gevolge is steeds dieselfde, om jou tuiste by God, jou tuiste by ander en jou tuiste op die aarde in gevaar te stel. Dit is ook hoekom die land so belangrik is in terme van mense se pogings om 'n ruimte vir hulle self op die aarde te vestig, baie keer egter tot nadeel van ander. Die wortels van die revolusie van ons land en ander kan dus ook in hierdie ekologiese wanbalans gevind word, waar ons nalat om in liefde teenoor God, ons naaste en ons omgewing te leef. Die gevolge van die wanbalans lê in die ervaring van mense dat hulle hul verbintenis met die land verloor. En dan praat ons nie eers van die effek op plante en diere nie. Dit vorm die hart van die diskurs wat tans die voorblaaie van ons media haal. Hoor gou hier.
Die diepste rede vir die klem op bewoon, bewerk en bewaar is natuurlik ten diepste in God self. God werk reg deur die Bybel in sy verhouding met mense, selfs met 'n ekologiese bewussyn. Dit gebeur wanneer hy oordeel. Dink byvoorbeeld aan sy voorskrifte vir oorlog maak, deurdat vrugtebome uitgesluit word van die tipe bome wat afgekap kan word wanneer 'n stad beleer word en beleringswerke gehou moet word. Deuteronomium 20 vers 19 tot 20. Dit gebeur gelukkig ook wanneer hy ons seën. Reg deur die Bybel word God se seën uitgespel as iets wat 'n impak het op die omgewing en die ekologie. Ons vind dit byvoorbeeld in die wet Levitikus 26 vers 2 tot 13. Die seën van God is allesomvattend wanneer ons aan hom gehoorsaam is. Ek sal vrede gee in die land sodat julle rustig kan slaap. Julle sal nie eens 'n vorige seisoen se graan kan opgebruik nie. Julle sal dit moet weggooi om plek te maak vir die nuwe oes. Ek sal by julle woon. Kyk hoe seën die Here. En dit is waarheen God ook op pad is met die heelal, 'n herskepping. God gaan die wêreld laat herleef en nuut maak. Dit sluit alles in: mens, dier, plant en aarde. Matteus 19:28. Dit is ook die droom van Johannes, Openbaring 21 vers 1 tot 8. En dit is een van die take waarby die Gees ons intrek, Romeine 8 vers 18 tot 30. Soos die skepping sug om van die verganklikheid verlos te word, en dit sluit die hele ekologie in, die habitat van die mens, dier en plant, so sug die kinders van God, bygestaan deur die sug van die Gees om volledige verlossing. En dit is waaraan ons lewe wy, aan God, ons medemens en die omgewing. Bewerk, bewoon en bewaar. En hier is die belangrike ding. Ons plig as verteenwoordigers, as ambassadeurs van God, 2 Korintiërs 5 vers 20, is om betrokke te raak. Die volgende vraagstuk wat hieruit voorkom is ons verhoudings. Daar is 3 tipes verhoudings wat ons kan identifiseer. Ek, God, 2, ek, jy, en 3, ek, dit. En al 3 is belangrik. Jou verhouding met God draai om sy betrokkenheid by jou. Hy is voortdurend, verlossend, vertroostend in jou lewe betrokke, as 3 enig, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, een drie-enige God. Jou verhouding met jou medemens is om as sy verteenwoordiger teenoor hulle op te tree. Sy verteenwoordiger as God se verteenwoordiger teenoor jou medemens op te tree, deur te fokus op saamwees in al sy fasette, wat ingesluit is in die oeropdrag: bewoon, bewerk en bewaar. 'n Mens kan dit uitbrei om te sê dat jy mense moet help om te behoort, dat jy hulle moet beskerm, dat jy hulle moet bemoedig, sodat hulle met oorgawe hulle self aan God se betrokkenheid by hulle kan gee en hulle opdrag kan nakom. Jou verhouding met die aarde is om dit te bewoon, te bewerk en te bewaar. En laat ons nou maar teenoor mekaar erken, waar ons nog aan die eerste 2 verhoudings aandag gee, die eerste 2, ek God, ek jy, is ons maar swak met die 3de verhouding, ek dit, ons verhouding met die aarde en alles wat daarop woon. So die uitdaging aan jou en my is om te wees wie God ons gemaak het en gehoorsaam te word aan sy opdrag: bewoon, bewerk, bewaar. Hoi Ronnie, kom luister gou wat sê hierdie liedjie. O dierennoster, o dierennoster, o dierennoster is 'n spesiale dier. Dis ek net een vraag, wie het hom gemaak? Wie
het besluit om hom op ons planeet te plaas? Was dit Mandela of Cinderella? Wie sê? Of was dit dalk die oom van dans met die sterre? Ek dink nie so nie. Of Delarey? Ek ken hom nie. Ja, dis dalk hy. Wie is die een wat al die eer daarvoor moet kry? Wie is hy? Jesus, koning van die hele stryd. Ja, dis hy. Maar ook heerser van my lewe, hy woon in my. Hy kry al die eer en hy bly in beheer. Niks kan hom keer, hy's die een wat regeer. Dis Jesus, Ja. dis Jesus, Ja. dis Jesus. O dierenos, Dierenos, o dierenos, o dierenos, o dierenos, is 'n spesiale dier. Ek net een vraag, ja, een vraag. ek dom gemaak. Wie het my gemaak? Wie het besluit om hom op ons planeet te plaas? Was dit Mandela Of Cinderella? Of was dit dalk die oom van dans met die sterre? Of Delarey? of Delarey? Ja, dis dalk hy. Nee, dit was nie hy nie. Wie is die een wat al die eer daarvoor moet kry? Wie is hy? Jesus, koning van die hele stryd. Maar ook heerser van my lewe, hy woon in my. Hy kry al die eer en hy bly in beheer. Niks kan hom keer, hy's die een wat regeer. Dis Jesus, dis Jesus, dis Jesus. Volgende vraagstuk. Wat kan ek en jy doen om gehoorsaam te wees aan God se opdrag van bewoon, bewerk en bewaar? Ons kan ons denke verander. Christus se koms het dis nie net ons liefde vir God en ons naaste kom herstel nie, maar ook ons liefde vir die aarde. Geen wonder dat daar nie net 'n belofte aan kinders van God van 'n nuwe hemel gegee word nie, maar ook die van 'n nuwe aarde. Bewoon, bewerk en bewaar, ons denke moet verander. Woude filtreer die water wat ons drink. Daarom moet ons dit oppas. Nie net omdat dit as sodanig verkeerd is om 'n boom te gebruik nie. Dit is tot ons almal se voordeel dat daar woude in die wêreld is. Die bye en die voëls bestuif ons plante en flora ekosisteme. Dit het groot ekonomiese waarde deur hulle te beskerm, nie net 'n biologiese waarde nie. Dit is tot ons almal se voordeel dat gifstowwe verminder en habitat beskerm word sodat bye en voëls kan gedei. Profeet, priester en koning. As profete moet ons die dinge afwys wat die lewe van die mens bedreig en mense aanspoor om die wêreld en die ekologie te beskerm. Byvoorbeeld, daar is 5 keer meer steenkoololie en gas beskikbaar as wat ekologies veilig sal wees om te verbruik. Sommige navorsers sê dat 80% van daardie bronne sal moet bly net waar hulle is, ondergronds. Sal ons die moed hê om dit as 'n Christelike oortuiging te begin sê? As priesters moet ons mense bystaan wat byvoorbeeld deur besoedeling en aardverwarming en die horde ander dinge wat verkeerd is gaan, of beïnvloed word, benadeel of beskadig word, en hulle daadwerklik bystaan en help. Ons moet pastoraal praat, met deernis en respekvol, maar ook met oortuiging. As konings moet ons stry teen besoedeling en uitbuiting van die aarde, in die besonder teen gierigheid en praktyke van mense wat ter wille van eie voordeel en gewin nie omgee dat lewens van ander mense deur besoedeling benadeel word nie. Dis 'n klomp woorde, maar dit is so belangrik dat ons in die uitleef van ons roeping as profeet, priesters en koning ook ekologies betrokke moet raak by die bestaan en voortbestaan van hierdie skepping waarin God ons geplaas het. Vir my en vir jou is God se opdrag van bewoon, bewerk en bewaar 'n persoonlike keuse. Ons moet self ook optree en iets begin doen, anders begin leef. Ons voortbestaan en gehoorsaamheid aan God se opdrag word saamgevat aan Jesus se opdrag aan die disippels, en dit sluit vandag vir jou en my in. Kom ons lees dit daar in Matteus 28 vanaf vers 18 tot en met
20. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Hier kom die opdrag. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en ook van die Seun en ook van die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. God se opdrag van bewoon, bewerk en bewaar word hierin saamgevat deur dit wat Jesus dan ook aan sy disippels as opdrag bring. En Jesus se opdrag aan sy disippels is sy opdrag aan my en aan jou as God se verteenwoordigers, as sy ambassadeurs hier op aarde. 2 Korintiërs 5 vers 20. Dit sluit aan, dit omkring God se opdrag van bewoon, bewerk en bewaar. Die Here gee ons die mag om dit te doen. Die Here stuur ons na nasies toe om mense disippels te maak. En wat moet ons met hulle maak? Ons moet hulle doop in die naam van God Drie-enig, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Bewoon, bewerk en bewaar. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel en te onthou. En onthou, sê Jesus, ek is by julle. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. So kom die Here en hy kom vat saam in sy opdrag. En hy sê, julle opdrag is nog steeds bewoon, bewerk en bewaar. En hierdie opdrag van die Here wat van die begin van die skepping af staan, sluit Jesus af met 'n belofte. Onthou, ek is by julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Hier in die eindtyd het ek en jy 'n keuse wat ons moet maak. Gaan ons getrou gehoorsaam wees aan God se opdrag om te bewoon, te bewerk en te bewaar. Gaan ons gehoorsaam wees aan die opdrag wat Jesus aan ons gee deur te sê, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van God Drie-enig, in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle leer. Dis 'n opdrag. En wanneer ek 'n opdrag ontvang, het ek mos 'n keuse. Of ek luister en doen, of ek doen nie. Of ek is gehoorsaam, of ek is ongehoorsaam. Die vraagstukke van vandag se lewe is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan God se wil. Gehoorsaamheid aan sy wil van bewoon, bewerk en bewaar, en om uit te gaan en disippels te maak. Die Here seën u met die keur van sy seëninge in hemelse plekke. Prys die Here. Ja, amen. Ek hoor graag van u, skryf van my by info.ministry.reconciliation@gmail.com. Ons doen ook reisende bediening en ons gaan uit na gemeentes toe en na plekke toe om die woord, die evangelie van ons goeie nuus te gaan verkondig. Om gehoorsaam te wees aan Jesus se opdrag van gaan na almal toe en maak hulle my disippels. En ons wil dit graag in jou omgewing kom doen. So skakel my dan ook so by 072 7586 742. 072 7586 742. En ons reik graag uit na elkeen van julle toe. Julle moet 'n geseënde week hê. Tot volgende week. Bewoon, bewerk, bewaar. Jesus sê so. Ons val daarby in. Gehoorsaam aan God se wil. Ja, amen.